Dit het alles begin by 'n gevoel. 6de van die 10de 2023. NCA bied 'n veediefstal kursus aan. Dis die eerste kursus van sy soort wat ons responders gehandpick het uit die res van die land uit. Groot deel van die Vrystaat om 'n kursus van veediefstal te kom bywoon. Om gesteelde vee terug te kry is nie altyd so maklik nie. In 'n area waar omtrent 700,000 vee loop, om 20 gesteelde beeste van 'n boer terug te kry, moet jy daar werklik weet wat jy doen. Vir enige kursus is daar 'n deel van teorie wat aangebied word om sodoende vir een en elkeen uit die begin deur te vat tot die einde van hoe 'n bees funksioneer, hoe hy lyk, hoe hy gemerk word, waarvoor jy moet uitkyk, waar jy moet begin indien jy gesteelde vee gaan soek. Om veediefstal te verstaan is 'n gevoel wat jy kan self in jou hê, maar is ook 'n gevoel wat jy kan aanleer. Die brandmerke van beeste is baie belangrik. Die manier en die modus operandis wat verdagtes gebruik in verskillende areas verskil en ons het hierso alles deeglik deurgebring vir een en elkeen laat hulle verstaan dat daar soveel dele is. Ons sê ook dankie vir Vrystaat Landbou vir die borg, 'n organisasie wat poog om verhoudings te bou tussen verskillende organisasies teen die bekamping van misdaad. Vroegoggend by mekaar gekom, die vorige dag gereël dat ons van ons werkers 2 beeste inbring wat ons gaan brandmerk. Ons gaan die eartags afsny soos wat die verdagtes doen as hulle dit gekry het. Ons gaan dit weer tag. Ek gaan vir hulle wys hoe kry jy gekyk of 'n bees se ouderdom en so meer. Ek van NCA wil in alle opsigte 'n ondersoeker oplei sodat hy die hele aspek weet van A tot Z. Hoe, wat, waar, wanneer en hoe 'n bees gebrandmerk word, wat is die doel van 'n brandwerk, hoe moet 'n brandwerk lyk, want dit is sy identifikasie waar ons moet kyk. Terwyl ons gewag het vir die brandeisters om warm te word in die stofies, het ek sonder van die geleentheid gebruik gemaak om vir die kursusgangers te wys hoe belangrik 'n kraal se uitleg is en dat jy van dag 1 af dit reg moet doen om sodoende so effektief te werk te gaan om die minste stres op die diere te sit en dat daar nie beserings is nie. En dan gaan ons oor om te wys hoe word 'n bees gebrandmerk. Hierdie is dan nou die stofies wat gebruik word om die brandeisters warm te maak. Ouderdom van 'n bees. Kyk die tande onder die voor. sien julle hy's gelyk gesluit. So met ander woorde, sy sal seker so plus minus 8 jaar oud. 8. Nee, sy's gesluit. 'n bees wat jonger is, sy tande is skerp op die punte hierso. So dis 'n gesluite koe hierdie, sal 'n C-graad definitief wees. En dis die storie. Okay, Jaco, trek die tou. Nee, moenie uithaal nie. Trek die tou na daai kant toe. Staan daarso? Ja. Nou, Dion. Wat Dion? Sny vir ons daai eartag uit. Jy sny net die plastiek af. En dit is hoe hulle eartag verwyder. Daar's die eartag uit. Wys vir hulle die oor daar. Oor die voorkant. Kyk daarso. sien julle die gaatjie daarso? Ons gaan nou weer 'n nuwe eartag daarin sit, omdat ons nie wil nog gate knip nie. Maar as jy daai goeters kry, dan die verdagtes klaar die eartag verwyder. So maklik soos dit. As jy in verby. Trek jy neus hierdie kant toe. Okay, die een het nie 'n gaatjie nie in daai oor nie, so sy gaan hom nou waar nie are is nie. Gaan sy hom nou deur die ore druk. Ons kan miskien nader daai oor ombuig dat jy die are Ja, sien, dan kan hulle. Ja, wys hom bietjie George, vat die oor aan die onderkant, dan wys hy net vir ons. Sien julle daar waar die are, daar's 'n gaatjie Liesel. Is 'n gaatjie. Daar's 'n gaatjie. Right. Wat is dit? Daar's hy. En daar's ons koei getag. Julle het nou gesien die tande, né? Ja. Kyk hom met die
Kyk hoe mooi netjies leesbaar is daai ding. Hy's deur die gare op die vel en dit is wat ons soek. As jy daai immobilizer in het, die spring sy laat die kak wit sit hier, so in sy skop en sy fokkel gaan te kere. Let op vir julle wat naby is, die spene waar ons nou oor gepraat het, wat wys dat sy 'n kalf het, daai spene is skoon, sien julle? Ja. As sy's klaar. Ja nie. Kyk gou, nou spuit ons 'n ding, is 'n terramycin, om hom net skoon te maak, dat hy nie infeksie kry nie, want onthou, hy is nou deurgebrand tot op die vel daar. Alright. Hierso is 'n paar skote van bo af, wat beiers vir ons met die drone gevlieg het. Net om van bo af die uitleg van die kraal, wat baie belangrik is as jy beeste werk. Dit is sommer ter inligting vir een en elkeen, om 'n maklike kraal te bou, sodat as dat te werk gaan met beeste, dat daar so min as moontlik stres op die beeste geplaas word, so gou as moontlik die werk af te handel en dan voort te gaan. Ons maak dan ook nou reg om pad toe te gaan, waar ons bietjie Afrika kriptografie gaan kyk en hoe dit gebruik word in veediefstal. Veral teen die Lesotho grens word merkers in plekke waar drade gesny word, waar hekke gebruik word, en dan selfs drade wat losgemaak word, waar dit nie eers geknip word nie. Mis is 'n baie belangrike teken om beeste te volg saam met spore, van die begin af tot op die einde, spore van verdagtes, en elke ding wat 'n aspek het om 'n lyn en 'n spoor te vind van daai beeste tot waar hulle gevind kan word. By die Lesotho grens het ons vir hulle gewys hoe maklik is dit om beeste, veral as die rivier so laag is, om beeste oor te jaag van Suid-Afrika na Lesotho. Die man het spore daar gekry, hulle het onleed rigting bepaal en ook vasgestel wat se diere dit is. Baie dankie aan oom Piet Swanepoel van Vrystaat Landbou, wat ook die dag met ons gedeel het en sy insette. En soos julle weet, ons vroumense wat so lief is vir foto's, het die wit natuur sand geniet en vir 'n oomblik het hulle gevoel, hulle is op duin 7 in Namibië. Wat 'n lekker dag, die son het gebrand en die man het uitgespan onder die bome na 'n lang dag. Baie welkom na ons botes, my Boetaboet van veediefstal Bloemfontein tak, hierso by ons. Hy gaan ons vandag wys hoe om spore te lig van verdagtes. Ons gee net gou vir Sally kans om vir ons net bietjie meer te vertel. Wie het ons hierso? Suid-Afrika was in 'n grensoorlog betrokke van 1966 tot 1989. Die weermag het ondersteuning van die Suid-Afrikaanse polisie gehad op die grens en Proefvoet is gestig, 'n grenseenheid van die polisie, en hulle het hulle eie spoorsnyers gehad. Die spoorsnyers se afkoms kom van the Sellers Scouts, a special forces unit of the Rhodesian Army that operated during the Rhodesian Bush War from 1973 until the reconstitution of the country as Zimbabwe in 1980. Die manne wat die agtergrond gegee het vir die begin van die spoorsnyers en die polisie en die opleiding was hard en intens. Die grensoorlog het geëindig in 1989 en naas het sy gevorderde spoorsny in 1992 voltooi, waaruit die laaste fase van opleiding 250 km in die Kruger Wildtuin gestap het in 2 dae en 2 nagte, van Letaba tot Bafuli, sonder kos en net water wat hulle in die Droë Wildtuin kon kry. Naas word die 3de gevorderde spoorsnyer in die geskiedenis van die Vrystaat, wat nog net 2 manne voor hom kon hierdie gesogte kenteken dra, kolonel Krieger Bloemfontein, onluste eenheid in 1985 en adjutant-offisier Boucher in 1987. Naas word opgelei in al die vyhandige vuurwapens en toerusting van die Oosbloklande,
en help die Suid-Afrikaanse polisie in die bekamping van aanvalle en loop van spore op plase en op buurlande se grense. Vandag loop hy spoor vir die bekamping van veediefstal in ons area. Naas voltooi sy gevorderde spoorsnykursus op die ouderdom van 21 jaar en word dus die jongste polisieman ooit om die kursus te voltooi. Naas, Dis so, dankie. wat 'n voorreg. Baie dankie. Baie dankie. NCA kry net die beste van die Ek wil vir julle beste. sê, dit was 'n voorreg daai jare. As 'n jong polisieman het jy net gehoor altyd van grensoorlog en hier stap ek in as 'n kind in vergelyking met die manne wat tans daar was. Ongelukkig het ek die hele grensoorlog gemis, maar van 89 tot, kom ons sê so 99 het ek baie sukses gehad. Baie sukses met caches gelig, verhandelike vuurwapens op boere se plase gaan uithaal. Goeie voorbeeld is in Botawil in 'n skoolvakansie. Hierdie kinders in 'n mielielande en die boer was besig om te ploeg. En die volgende oomblik kom die kinders uit die bos uit en sê, pa, kom kyk hierso. Dus daar 'n gat in die grond, amper soos 'n ertvarkgat of 'n ding. En toe ons nader gaan kyk en ons begin oopgrou, toe is dit 'n cache, hoe oud hy mag wees, weet ons nie, hier van die 70s, waar die vyand daai tyd al 'n cache kom bou het in Botawil. Ons het, as julle weet wat 'n visblik, dit is 'n groot blik, hy vat 1000 rondes, 'n AK rondes, jy maak hom ook soos 'n visblikkie oop. Ons het dit daar uitgehaal, ons het vuurwapens uitgehaal, ons het kos uitgehaal, van way back when. En om dit uit te haal in 'n dorpie soos Botawil is magic. Net dis maar nou een voorbeeld. En dis 'n goeie sukses. Die laaste deel van die kursus op Saterdag het naas vir ons gewys hoe om 'n voetspoor te lig met gips. Ons het ook 'n bietjie ondervraging tegnieke gewys wat ons meer in 'n gevorderde kursus gaan aanbied en dan ook as spore gevolg word. Kan jy bepaal, is dit 'n man of 'n vrou, is die persoon linkshandig of regshandig? Al daai dinge gaan ons op 'n volgende kursus met mense bespreek en vir hulle dit leer sodat hulle dit ook kan uitdien. Hierso het naas presies gewys in watter rigting die spoor is, wat baie belangrik is, die datum, die tyd, die saaknommer, die verdagte, wat op die ding geskryf word agter. En daar het die wind ons bietjie geplaat toe ons die gips gooi, want ons wil nie die oppervlakte beskadig nie. En hy het vir ons noukeurig gewys, dis het uit samegewerk om sorgvuldig die regte produk op die regte plek te hê en dan op die einde van die dag 100% spoor te hê. Waar ons het later gelos het, laat dit afkoel en droog word en dan het ons dan nou gelig en ons het hom so effens skoon gemaak. Daarso gaan hy hom nou lig en dan gaan ons vir julle wys die foto van die voetspoor en die skoen waar die spoor van gekom het. Die manne en die dames, dankie vir die dag. Hulle het hulle toe reggemaak na die son en die wind om lekker by mekaar te kom en 'n aand te geniet. Wat vir my
indrukwekkend was van hierdie veediefstal kursus en wat regtig my aandag gevang het, is die feit van om die diewe agterna te sit met spoorsny en die verskillende taktieke wat hulle kan gebruik en hulle rigtings aan te dui, dat dit enigiets van 'n klip tot 'n piesangskil kan wees en dit gaan op klere en hoe jy alles moet kan dophou net om hulle agterna te kan sit. En dit is verstommend oor hoe jy eintlik buite die boks moet kan dink net om 'n veedief agterna te sit. Goeiedag, my naam is George Verster, NCA 2 spruit. Wat vir my verskriklik interessant was van die veediefstal kursus was die spoorsny gewees. Ek is Angelica Martens van NCA 2 spruit en wat ek interessant gevind het van die kursus was hoe die verdagte die Eskom kraglyne gebruik om by 'n destinasie uit te kom. Ek is Sally van NCA en een van die mede-direkteure en wat vir my baie interessant was van hierdie kursus is hoe baie jy kan leer net van die diere se mis en van die spore, hoe om dit te volg na waar jy en hoe jy die diere kan tel wat gesteel is wanneer hulle oor 'n pad beweeg. Dit was my baie interessant en 'n absolute voorreg om saam met al hierdie mense dan nou ook hierdie kursus te kon bywoon. Dankie. Goeiemôre, naam is Kobus Barnard, NCA met val driehoek. Wat my baie impress het met hierdie kursus is die ontleding van die beestmis en om te sien in watse areas die beeste wel vanaf kom, wat hulle gevreet het en hoe hulle die spoor kan sny as gevolg van wat hulle gevreet het. Goeiemôre almal, my naam is Nico Karstens, NCA lid van Midval. Ons het vandag oor die naweek het ons 4 diefstal kursusse gedoen hierso en ek moet sê dit was baie interessant geweest. Veral met die brandmerke van die beeste, die uitkennings, die mis en die verskillende aspekte van die mis wat jy kan sien, van strukture, klere, al daai dinge. Even soos in die spoorlig ook was my baie interessant geweest. En die overall hele kursus was my baie opwindend geweest en dis nogal iets om vooruit te sien in die toekoms. Goeiemiddag, ek is Louis Leroux en ek is van NCA nie van die Byl nie, maar van Meyerton, Mooilande se area. Ek wil net heel eers te begin en dan vir die bestuur sê baie dankie vir die geleentheid om hierdie pragtige insiggewende kursus te kom bywoon. Ek het verskriklik baie geleer. Ek kom wel van die plotte af, maar ek sal vir julle sê, dit is 'n kursus of note. Die teorie was baie professioneel, baie goed aangebied en dan die prakties. Dit het die voete op die grond, dis tog maar waar ons werk. Dit was regtig waar boekdele en ek is so bly ek het hierdie kursus bygewoon en ek sal aanbeveel dat wie ook al geïnteresseerd is, jy maak nie 'n fout nie. Kom my boeta, kom doen hierdie kursus. Goeiemôre, ek is Dion van Rooyen, NCA Reaksie Vereniging, Val Driehoek distrik. Ons het 'n baie goeie veediefstal kursus gedoen hierdie naweek. Dit was baie uitstekend. Teoreties was baie goed uitgelê, baie goed voorgelê. Die mense wat daarmee betrokke is, het hulle werk baie goed bestudeer, baie goed gedoen, baie goeie sukses daarmee gehad. Die prakties wat ons gaan doen het is uitstekend, baie goed voorgelê, baie goed geleer. En ek glo ons sal baie goed vorentoe kan beweeg met hierdie ding en ek sien uit daarna om hiermee te begin en saam met die ouens te werk. Ek is Bernard van die Kerk. Ek is van Denysel, Noord-Vrystaat. Ek is hoof van die NCA veediefstal eenheid. Hierdie kursus wat ons nou gedoen het saam met Benny Almere was uitstekend. Dit wat ons geleer het in verband met die voere wat die beeste eet, 'n ander area waar ons mee gewerk het, hoe kriminele te werk gaan, spoorsny ensovoorts, het ons net baie goed gedoen. En ek dink vorentoe moet almal so 'n tipe kursus doen vir die beklei van misdaad in Suid-Afrika.
Ek is Ubyn, een van die direkteure van NCA, ek is van Baalkie af. Ek het die veediefstal kursus op Tweespruit bygewoon. Een van die interessantste gedeeltes van die kursus was vir my gewees waar hulle spore gelig het met gips. Ek is Cindy Oberholzer, NCA Tweespruit. Die meeste wat ek geleer het, die insiggewendste van die veediefstal kursus was die tekens wat uitgesit word, wat ons elke dag miskyk. Ek dink ek het dit die meeste van geleer en dis iets waarna ek elke dag nou sal na kyk as ek op die paaie is. Hallo julle, ek is Beyers van Staden van NCA Krugersdorp. Wat ek geleer het van hierdie naweek en dit is by die veediefstal kursus. En die mees interessante ding vir my was en dit is ek het nooit geweet waar om te begin nie. En met al die goeders wat nou bygekom het en goed en 'n beter idee het en dit is wat aangaan om waar om te begin en waar om te eindig en goed en die voetspore op te tel en dit is van 'n verdagte en goed was vir my die meeste interessantste ding wat ek geleer het. Dankie. Sometimes you have to play the fool, to fool the fool who thinks he's fooling you. Die lewe vra nie baie nie, net die liefde wat jy gee.